Welkom by Simple Science Potgooi. Vandag kyk ons na 'n nogal belangrike deel van jou graad 12 fisiese wetenskappe werk, vertikale projektielbeweging in een dimensie. Ja, dis een van daai onderwerpe wat, jy weet, goed verstaan moet word vir die NSS-eksamen, nogal baie punte. Presies. So ons doel vandag is sommer net om jou 'n duidelike oorsig te gee, hoe die konsepte aan mekaar steek, hoekom dit nuttig is. En ons gaan kyk na wat die KAV en die eksamenriglyne sê, met voorbeelde om dit bietjie meer prakties te maak, maar ons gaan nie formules aframmel nie. Nee, glad nie. Net die idees daar agter. Goed, so, kom ons begin by die begin. Wat is 'n projektiel nou eintlik? Wel, dis basies enige voorwerp wat jy 'n aanvanklike stoot gee op of af of jy laat dit niet val. En daarna? Daarna word dit net deur swaartekrag beïnvloed. Dis die kern. En dit bring ons by vryval, né? Krag wat op daai voorwerp werk, is gravitasiekrag. Dis 'n belangrike aanname. Ons ignoreer gewoonlik ligweerstand, reg? Vir graad 12. Ja, meestal tensy die vraag spesifiek sê jy moet dit in ag neem. Dis 'n vereenvoudiging, maar dit help ons die basiese beginsels verstaan. Goed. En hierdie swaartekrag, dit veroorsaak mos 'n konstante versnelling. Korrek. En dis nogal iets wat partykeer mense laat kopkrap. Naby die aarde is daardie versnelling altyd 9.8 meter per sekonde kwadraat. 9.8 meter per sekonde en altyd afwaarts. Altyd afwaarts. Dit maak nie saak of die ding op pad boontoe is of af nie, of selfs by sy hoogste punt. Die hoogste punt. Ja, die versnelling bly konstant 9,8 meter per sekonde kwadraat afwaarts. Dis 'n baie algemene fout om te dink die versnelling is 0 daarbo. Want die snelheid is 0. Vir 'n oomblik. Presies. Die snelheid is vir 'n splitsekonde 0, maar dit is besig om te verander van opwaarts na afwaarts. Swaartekrag trek nog steeds, so die versnelling is nie 0 nie. OK, dit maak sin. So hoe werk ons nou met dit alles? Die bewegingsvergelykings kom hier in, né? Ja, daai standaard vergelykings. Jy hoef hulle nie nou hier te hoor nie, maar jy moet weet wat die simbole beteken. Jy weet, posisie, snelheid, tyd, versnelling. En hoe om hulle te gebruik. Definitief. En die allerbelangrikste wenk vir die berekeninge. Kies 'n rigting aan die begin. Op of af is positief. Ja, kies een, sê net maar opwaarts is positief, en hou dan daarby, reg deur die hele probleem. Skryf dit neer. So as op positief is, dan is A die versnelling minus 9.8. Korrek, want versnelling is afwaarts. En as jy afwaarts as positief kies, dan is A plus 9.8. Konsekwentheid is alles. Goed. Nog 'n handige ding, daai tydsimmetrie. As iets opgaan en weer terugkom na dieselfde hoogte. Ja, die tyd op is gelyk aan die tyd af. Van die beginpunt tot die hoogste punt. En van die hoogste punt terug na die beginpunt. Dis baie netjies en kan jou tyd spaar. Grafieke. Dis nog 'n groot deel hiervan. Posisietyd, snelheidtyd. En versnellingtyd. Jy moet hulle kan teken en lees. Jy weet, interpreteer wat gebeur. So die helling van posisietyd, G, Snelheid. en die helling van snelheidtyd, Versnelling. en die area onder die snelheidtydgrafiek. Verplasing. Hoe ver dit geskuif het van die beginpunt af. En daai versnellingtydgrafiek vir vryval? Dis die maklikste een. Net 'n reguit horisontale lyn by plus 9.8 of min 9.8, afhangende van jou gekose rigting. Jy moet amper die storie kan lees uit die grafiek uit, soos 'n bal wat opgaan, stop, terugval en dalk selfs bons. En as 'n bal bons, onthou, dis gewoonlik 'n onelastiese botsing. Wat beteken dit weer? Dit beteken kinetiese energie gaan verlore, as hitte of klank, so die bal bons nie terug tot dieselfde hoogte nie. Sy spoed net na die bons is laer as sy spoed net voor die bons. Presies. Jy sal dit sien op die snelheid-tydgrafiek as 'n skielike verandering in 'n rigting, maar die waarde na die bons is kleiner. OK. So, as jy nou voorberei vir die eksamen, wat is die grootste foute waarvoor jy moet uitkyk? Wel, ons het al 'n paar genoem. Nommer 1, daai rigting. Moenie jou positiewe rigting halfpad deur die som verander nie. Wees konsekwent. Ek kan sien hoe dit probleme kan veroorsaak. Definitief. Nommer 2, moenie dink versnelling is 0 by die hoogste punt nie. Dis 9,8 afwaarts. Reg. En nommer 3? Pas op om verplasing en afstand te verwar. Verplasing is die reguit lyn van begin tot einde. Dis 'n vektor. Afstand is die totale pad wat gevolg is, 'n skalaar. Hulle is nie altyd dieselfde nie.
Veral as die ding rigting verander, soos om op te gaan en dan af te kom. Juis. En onthou, ignoreer ligweerstand tensy die vraag anders sê en die massa. Maak nie saak nie. 'n Swaar bal en 'n ligte bal val ewe vinnig as daar nie ligweerstand is nie. Presies. Dis nogal teen-intuïtief, maar dis hoe dit werk onder net swaartekrag. Oefen daai grafieke. So, die groot prentjie is, vertikale projektielbeweging gaan eintlik daaroor om te verstaan hoe goed val of vergooi word onder swaartekrag, met 'n paar vaste reëls en vergelykings en grafieke. Ja, dit gee ons 'n model om hierdie soort beweging te beskryf en te voorspel. Wat nogal fascinerend is hoe wyd hierdie beginsels toegepas kan word, al is dit 'n vereenvoudigde model. Die sleutel is seker maar om die definisies te ken, konsekwent te wees met jou rigtings. En om te leer hoe om daai grafieke te lees. Hulle vertel regtig die storie van die beweging. Dit beskryf soveel alledaagse dinge. Goed. Hier is dan sommer iets vir jou om self 'n bietjie oor na te dink, wat hierby aansluit. Ons het nou heeltyd ligweerstand geïgnoreer, want dis wat ons gewoonlik in graad 12 doen. Maar dink 'n bietjie. As ons nie ligweerstand kon ignoreer nie, hoe sou dit die beweging van 'n vallende voorwerp verander? Hoe sou daai snelheid-tydgrafiek lyk? En wat van die versnelling-tydgrafiek? Sou dit nog steeds daai mooi plat lyn wees? Sou die versnelling konstant bly? Dink daaroor.